En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En hier begin nou goede gebeur. En omtrent die 9de uur, dis nog 3 ure later, het Yeshua met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani. En dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? My God, waarom het U my verlaat? Wat 'n woorde. En daar hang hy stoksiel alleen. Hoekom? Wel, eerstens, hy moet in alle aspekte aan ons gelyk wees. En voordat ons ons God vind, is ons ook van God verlaat. Jy word nie met God in jou hart gebore nie. Jy is vreemd vir hom en hy is vreemd vir jou. Jy is sy kind, hy het jou gemaak en hy het jou gekoop. Maar jy is goddeloos, jy is sonder hom. En omdat hy hom met jou versoen het, met hierdie gebeurtenis, kan jy jou met hom versoen. En hy is in jou en jy in hom. Maar hier is Yeshua die offer. En wat gebeur hierso? Hy het al ons sonde op hom geneem. En iemand kom met so 'n lang lys name, wat opgeskryf is voor die grondlegging van die aarde, en daar is my naam ook op, en jou naam is ook daar. En na my naam is gelyk aan teken, en dan staan al my sondes daar. En joune, en Adamsen, en Noag, en Abraham, en so aan, en so aan, en so aan. Almal, Saul sin ook. Gebruik nie sy naam vir 'n rede om te sê, hy is verlore nie. Sy naam is ook al op, hoekom? Want sy naam is voor die grondlegging van die aarde opgeskryf in die boek van die lewe. Nie net die geloofshelde nie, almal. Dis daai ouens wat die aarde het geskeur en hulle daar aangeval het, hulle name ook. Met hulle oortredinge. En ons weer in bottom line, is gelyk aan. En daar's 'n totaal. Van wat? Sonde. En my sondes het op hom gekom. Hy het al my sondes op hom geneem. En wat gebeur? My God, waarom het U my verlaat? Hoekom? Hoe verlaat God hom? Want die Almagtige is lig en hy kan nie by sonde wees nie. Hoekom kan Yeshua? Hoewel hy God is hy in 'n vernederde staat. Jy kan nie God sien en bly leef nie, maar elke dag sien hulle Yeshua en bly leef. Hoekom? Want hy's in 'n vernederde staat. Hy's vernederd, minder as die engele gemaak, gelyk aan ons. En hy neem ons sonde op hom. En hy uiter die woorde: my God, waarom het U my verlaat? Hy weet alles. Nou die dag het hy gesê, is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Nou het hy my verlaat. Het dit verander? Is dit nie meer sy geliefde seun? Dit is nog steeds sy geliefde seun. Wat gebeur? Die sonde. Wat is sonde? Duisternis. Wat is God? Lig. As dit donker is en jy sit 'n lig aan, wat gebeur met die duisternis? Dit verdwyn. Hy dryf dit nie uit nie, hy maak dit nie dood nie, hy jaag dit nie weg nie, dit verdwyn. Want lig is 'n krag. En duisternis is eintlik 'n afwesigheid van lig. En as jy lig aan sit, verdwyn dit net. Dit kan nie by God wees nie. Jy kan nie lig en duisternis in dieselfde vertrek hê nie. As jy lig aan sit, dan gaan die duisternis uit. Daar's nie so 'n deel in die vertrek wat donker is, maar daar's nie 'n muur of niks nie, dat die lig net nie daar kom nie. Want die lig gaan oral. Oral waar duisternis is, word dit vervang met lig. En ons duisternis gaan op Yeshua. En waar's Vader? Weg. Hy's nie daar nie. Gevolg van die sonde.